Vandag is donderdag 22 Mei. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Paastyd en so op die vooraand van Hemelvaart en Pinkstertyd wat aanbreek. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan is juis die belofte van Jesus aan sy disippels dat hy weg gaan, maar dat hy hulle nie alleen sal agterlaat nie in Johannes 14. Voor ons egter die gedeelte gaan saamlees, wil ek jou nooi om saam met my die Christuskers aan te steek, die opstandingskers, wat ons herinner dat God opgestaan het, dat hy lewe en dat hy ook nou in hierdie oomblik lewend teenwoordig is. En terwyl jy so stil word, wil ek jou nooi om bewus te raak van die Here se teenwoordigheid by jou. Wie is die God wat by jou teenwoordig is in hierdie oomblik? Wat van God se eienskappe en karakter staan vir jou in hierdie oomblik uit? Verbeel jou, jy sit nou by Jesus. Hy kyk na jou. In sy liefde en genade is sy oë gerig op jou. Wat is die uitdrukking in sy oë? Hoe voel jy terwyl hy na jou kyk? Wat dink jy voel hy terwyl hy na jou kyk? Is daar enigiets wat jy dalk vir hom wil sê of vir hom wil vra in hierdie oomblik? Is daar dalk enigiets wat hy vir jou wil sê? Stel jouself voor jy praat met hom oor die dinge wat op die oomblik in jou lewe aangaan. Die goed waaroor jy dink, waaroor jy bekommerd is, waaroor jy bly is. Luister sommer net hoe God reageer en rus vir 'n oomblik in sy liefdevolle blik. Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe.
Nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek leef en julle sal leef. Daardie dag sal julle weet, ek is in my Vader en julle in my en ek in julle. Wat is dit wat die lees van die gedeelte in hierdie oomblik in jou losmaak, jou oor laat nadink? Sit vir 'n oomblik net met die gedagtes. Jesus gee hier 'n besonderse belofte aan sy disippels, as hy vir hulle sê hy gaan weg. Maar hy sal altyd in hulle bly, hy gee sy gees vir hulle. Hulle sal nooit sonder hom wees nie. Anthony de Mello vertel 'n baie mooi storie oor die manier waarop ons dalk met Jesus kan praat. Hy vertel van 'n man wat sterwend is, wat 'n stoel langs sy bed laat plaas het. En toe Anthony vir hom vra waarvoor die stoel daar is, het hy vir hom gesê dat hy in sy verbeelding vir Jesus daar sien sit, om by hom te wees, om oor hom te waak, met hom te praat. Die stoel help hom. 'n Paar dae later bel die man se dogter vir Anthony en sê vir hom dat haar pa gesterf het. Sy sê hy het gesterf toe hy alleen was, maar die familie is veral getref deur twee dinge van die manier waarop hulle hom aangetref het. Eerstens het hy baie vreedsaam gelyk, en dit het sommer vir hulle 'n stuk vrede gegee. Die tweede wat hulle opgeval het is, hy het gelê met sy kop, wat rus op die stoel langs sy bed. Die storie resoneer met my eie aanvoeling van hoe groot God se begeerte is, dat ons moet bewus wees van sy teenwoordigheid by ons, en dat hy met ons wil tyd deurbring. Soms praat mense mos, en dan sê hulle is bekommerd oor hulle gebedslewe, of hulle reg bid. Asof gebed 'n toets is, waarvoor ons gaan punte kry. Ons is verhoudingswesens. Ons is geskep om lief te hê en om liefgehê te word. Dis juis ons vermoë om in 'n verhouding te staan wat die duidelikste weerkaatsing is van God. En dis God se begeerte dat ons met hom in 'n verhouding moet staan. En hy is teenwoordig nou by ons. En hierdie belofte in Johannes 14 kom sê dit vir ons. Hy's by ons, en waarna hy smag, sodat ons na sy teenwoordigheid toe sal draai. Sy sagte oë sal raak sien waarmee hy na ons kyk, en hom daar ontmoet. Ek wil jou daarom weer nooi. Verbeel jou, jy sit by Jesus. Hy kyk na jou. Wat is die uitdrukking in sy oë? Hy
Hoe voel jy terwyl hy na jou kyk? Wat dink jy voel hy terwyl hy na jou kyk? Is daar enigiets wat jy vandag vir hom wil sê of wil vra? Praat met hom oor die dinge wat op die oomblik in jou lewe aangaan, waaroor jy dink, bekommerd is, bly is. Maar luister ook hoe hy reageer. En rus bloot in sy liefdevolle blik. Julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Here, dankie dat U nader aan my is as die klere aan my lyf. Dankie dat U na my kyk met sagte oë. Dankie dat ek na U kan kyk en weet ek word raak gesien. Amen.